Vandag is Dinsdag 27 Januarie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan vertoef is 1 Johannes 4 vers 8. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak en dan nooi ek jou graag om saam met my in die oomblik die Christuskers aan te steek. Die lig wat ons in hierdie tyd van Epifanie herinner dat God in Christus in hierdie wêreld verskyn het. Dat hy vir ons mens wees, kom leer en wysheid. Al 'n paar keer lekker diep asem in jou stil word. En van al die bedrywighede probeer om vir die oomblik net te sentreer op hierdie oomblik. Wees stil. Alleen. Leeg voor God. Sê niks en vra niks. Wees net stil. Laat God jou raak sien. Net dit. Hy weet. Hy begryp. Hy het jou oneindig lief. Wees stil. Laat God met sy sagte oë na jou kyk. Laat God toe om jou in hierdie oomblik lief te hê. In Johannes 4 vers 8. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Wat is die gedagtes wat in jou loskom wanneer jy hierdie gedeelte hoor? Die Johannese stelling, ho theos agape esten. God is liefde. Funksioneer nie bloot as 'n predikatief nie, met ander woorde, God het liefde nie. Dis ontologies van aard. Liefde behoort tot die wese van God. Johannes sê vir ons, God is liefde. In die klassieke teologie beteken dit dat liefde nie 'n sekondêre eienskap of 'n houding van God is nie, maar inherent aan God se selfidentiteit. En uit dit uit vloei dan God se handelinge in die skepping, in die verbond, in die verlossing. Maar dit kan nooit losgemaak word van wie God is nie, sy liefde. God se geregtigheid en sy heiligheid en sy waarheid staan nooit in spanning met liefde nie, maar is altyd uitdrukkings van sy liefde. So ons lewe is 'n uitnodiging om in hierdie liefde van God te kom leef, om toe te laat dat hierdie God van liefde my liefhet
en toe te laat dat sy liefde my kom verander. Wat sal dit vandag vir jou beteken? Om te sit en toe te laat dat God jou net lief het. Nie omdat jy goed gedoen het nie omdat jy die regte keuses altyd maak nie, oor geen ander rede nie, as bloot omdat God liefde is. Kan ek jou nooi om vir 'n oomblik in hierdie waarheid te rus? Goddelike liefde is ook nooit iets abstraks nie. Dit word vir ons beliggaam in die lewe van Jesus Christus. In Jesus Christus word liefde sigbaar. En ons sien dit as kenosis, Filippense 2, as 'n stuk selfontlediging, as 'n stuk solidariteit met die gebroke wêreld, as 'n volgehoue teenwoordigheid midde weerstand en lyding. Dis hoe Christus vir ons liefde kom beliggaam. Hierdie liefde is nie 'n sentimentele liefde nie, dis nie ook net welwillendheid so op 'n afstand nie. Dis beweging, selfs ten eie koste. Dis wat liefde doen. Dit beweeg na ons toe. Hoe lyk God se liefde in jou lewe? En hoe kan jy vandag vir die Here dankie sê daarvoor? In die Bybel word God se liefde dikwels in verbondsterme beskryf. Ek dink aan die woordjie gesed en agape, troue, volgehoue, wederkerige betrokkenheid. Liefde is daarom nie so 'n wisselvallige emosie nie. Dit is 'n verbintenis tot die ander se lewe en toekoms. God verbind hom aan jou lewe en aan jou toekoms. Hierdie verbondsliefde impliseer natuurlik verantwoordelikheid en trou, soms selfs ook konfrontasie, altyd met die oog op groei en om te floreer. En dan kom sê Johannes ook, dat ons wat hierdie liefde ontvang, word genooi om te gaan lief hê. Waar moet jy vandag gaan lief hê? En wat is die genade wat jy nodig het van God om so te kan lief hê? Praat met die Here hieroor.
Here, U herinner ons ook in die Johannesbrief dat werklike liefde nie die liefde is wat ons vir U het nie, maar die liefde wat U vir ons het. Dankie dat ek dit vandag weer kan ontvang. En gee my die genade om daai te gaan leef. Amen.